Hi, baie welkom by hierdie week se bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk die week na les 10, die ware Joshua. Ons geheteksvers vir hierdie week is in 1 Korintiërs 10 vers 11. In die 2020 vertaling lees dit soos volg. Dit het met daardie mense as voorbeeld gebeur en is as waarskuwing neergeskryf vir ons wat in die eindtyd verkeer. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons het om u woord te kan open en daaruit te kan leer. Ons bid die Here asseblief dat u Gees u woord aan ons sal oopmaak, op ons harte sal skryf en Here dat ons weer 'n kykie sal kry op u goedheid en u voorsienigheid in Jesus se naam. Amen. Hi, weer eens baie welkom en dankie dat julle saam ons inskakel. Baie dankie vir ons luisteraars by Adventiste Wêreld Radio Afrikaans wat saam inloer, die mense wat luister op die audio file op die WhatsApp groep, die van julle wat het ook deel aan ander, en ons gereelde kykers op YouTube, baie welkom, baie dankie dat julle saam met ons inskakel. Nou soos ons reeds gesê het, is ons by les 10, die ware Joshua. Nou die ware Joshua, hierdie titel beteken nie dat ons in die afgelope 9 lesse nie 'n ware Joshua se verhaal aan julle gebring het nie, nee. Maar wanneer ons dan die boek Joshua lees, sien ons vinnig dat Joshua se lewe op iets baie groter wys as net sy eie storie. Dis asof sy ervaring 'n venster word na 'n dieper werklikheid wat God vir sy volk in gedagte het. En dis nie vreemd nie, deur die hele Bybel sien ons dieselfde beginsel. Dink maar aan die land Kanaan. Ja, dit was 'n werklike plek, maar dit het ook gestaan vir 'n groot hoop op die nuwe aarde wat God vir sy kinders voorberei. Selfs die aardse heiligdom met al sy dienste het altyd na 'n groter werklikheid gewys. Hebreërs 9 vers 11 sê dit so mooi, maar Christus het gekom om hoëpriester te wees en hy laat goeie dinge gebeur. Hy het deur die groter en beter tabernakel gegaan. Dit is nie mense wat hierdie tabernakel gebou het nie, maar God. En dit is nie deel van hierdie wêreld nie. Met ander woorde, al daardie simbole het 'n hemelse volmaakte betekenis gehad. So die vraag is dan, hoe wys Joshua se lewe vir ons na toekomstige vervulling? Hoe weet ons dat ons reg is as ons Joshua verbind aan Jesus, aan die Nuwe Testament en selfs aan eindtyd gebeure? En dis presies waar hermeneutiek gaan inkom of Bybel uitleg. Die Bybel self gee vir ons leidrade. En daar is tipes en antitipes, skadubeelde en die ware beelde, dinge wat vooruitwys en dinge wat later vervul word. Hierdie week gaan ons bietjie die bril afstof waarmee ons die skrif lees. Ons gaan kyk na die Bybelse beginsels van tipologie, hoe tipes werk, hoekom dit geldig is, en hoe God deur hierdie simbole sy plan vir die wêreld stap vir stap ontvou. Ons gaan ook sien hoe Joshua se lewe vooruitwys na die Messias se bediening en selfs na sake wat deur die kerkgeskiedenis al vervul is en dinge wat nog in die eindtyd gaan afspeel. Kom ons stap dus hierdie week saam deur die boek Joshua met 'n verwagting om God se groter prentjie raak te sien. En natuurlik hierdie week se les studeer ons vir bespreking van die les op Sabbat 6 Desember. Sondag 30 November, Bybelse tipologie. Wanneer ons in die Bybel lees, sien ons dat God dikwels deur patrone, beelde en voorafskadu's praat. Dinge in die Ou Testament wys vooruit na iets groter, wat later in die Nuwe Testament of selfs in die eindtyd vervul word. Hierdie manier waarop God die Ou en Nuwe Testament aan mekaar verbind, noem ons Bybelse tipologie. As ons kyk na gedeeltes soos Romeine 5 vers 14, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 13 en Hebreërs hoofstukke 8 en 9, dan kom 2 belangrike woorde na vore, tipe en antitipe.
In Grieks is dit typos en antitypos. Ons Afrikaanse vertalings gebruik soms verskillende woorde soos skadu, voorbeeld of afbeelding. Maar die idee bly dieselfde. Die tipe is die voorafskaduwing van die antitipe. En die antitipe is die groter, die volle vervulling daarvan. 'n Maklike manier om dit te verstaan is om te dink aan hoe 'n motor vervaardig word. Wanneer 'n nuwe voertuig ontwerp word, maak die ingenieurs eers 'n model uit hout of klei. Vandag is dit seker 3D printing. Dit is nie die finale motor nie, maar dit wys presies hoe die voertuig gaan lyk. Daardie kleimodel is die tipe. Daarna bou hulle die prototype, die eerste werklike funksionerende motor. En dit is dan nou die antitipe. Die volledige en regte weergawe van die oorspronklike model. En so werk dit ook in die Bybel. Die tipe in die Ou Testament is soos die kleimodel. Dit maak die vorm en bedoeling van God se plan duidelik. Dan kom die antitipe in die Nuwe Testament, wat die volmaakte vervulling is, net soos die prototype die finale motor verteenwoordig. Maar baie belangrik, die Bybelskrywers het nie sommer net tipes begin uitdink om hulle punte te versterk nie. Hulle het eers gekyk wat die profete in die Ou Testament geskryf het, en dan wys die Heilige Gees vir hulle hoe daardie beelde en patrone in die lewe en werk van Jesus vervul word. Die Bybel interpreteer dus homself. Die Ou Testament gee vir ons die sleutels om God se tipes te verstaan. 'n Goeie voorbeeld hiervan is die figuur van Dawid. In Psalm 22 skryf Dawid self: my God, waarom het U my verlaat? En hier sien ons 'n tipe, 'n voorafskadu van iemand wat baie groter lyding sou dra. In dieselfde Psalm lees ons ook beskrywings wat presies ooreenstem met die kruisiging, hande en voete wat deurboor word, klere wat verdeel word ensovoorts. Dan lees ons in Jeremia 23 en Jesaja 9 en ook in hoofstuk 11 van die nuwe Dawid, 'n toekomstige koning uit Dawid se lyn wat regverdigheid, vrede en God se heerskappy na die wêreld toe sal bring. Daardie profetiese uitsprake wys vooruit na die Messias se bediening. En uiteindelik in Johannes 19 vers 24 sien ons die antitipe, Jesus Christus self. Die soldate verdeel sy klere, presies soos Psalm 22 dit voorspel het. Hy is die ware Dawid, die volmaakte koning en verlosser. So hieruit leer ons dat die Ou Testament nie net historiese verhale bevat nie. Dit is God se manier om ons voor te berei vir Jesus. Die profete, die konings, die feeste, die heiligdom, hierdie is alles die kleimodel van God se verlossingsplan, wat perfek vervul word in Christus, die hemelse prototype, as ons dit so kan stel. En soos 2 Petrus 1 vers 12 sê, help hierdie waarhede ons om die bestaande waarheid, die hedendagse waarheid, beter te verstaan. Veral die waarheid oor Jesus en sy werk vir ons. Maandag 1 Desember, tipe en antitipe. Nou wanneer ons oor tipologie praat, moet ons altyd baie versigtig wees. Bybelse tipes is nie iets wat ons sommer self kan uitdink of op teksverse probeer afdwing nie. Dis nie 'n raaiselspelletjie of 'n kreatiewe spekulasie nie. Die Bybel self gee vir ons die riglyne, die toetse en die beginsels om te bepaal wat 'n tipe is en hoe dit vervul word. En dan sien ons dat die Bybel konsekwent is. Antitipes of vervullings kom altyd in 3 duidelike fases na vore. Eerstens is daar die kristologiese vervulling, dit wat in die lewe en bediening van Jesus self plaasgevind het. Tweedens kry ons die eklesiologiese vervulling, hoe dieselfde tema in die lewe van die kerk, die liggaam van Christus, toegepas word.
En dan derdens is daar die eskatologiese vervulling, die finale eindtydse betekenis wanneer alles ten volle gerealiseer word. Soos ons deur die skrif blaai, sien ons dat hierdie patrone oral voorkom. Dit is baie interessant en is ook ongelooflik nuttig, want dit help ons om God se woord duideliker te verstaan. Tipologie wys vir ons wie Jesus is, hoe redding werk en watter hoop God vir sy kinders in die toekoms bewaar. Kom ons kyk na hierdie drie fases en ons kyk hoe dit werk aan die hand van 3 bekende tipes uit die Ou Testament. Israel as volk, die uittog uit Egipte en die heiligdom. So eerstens kyk ons na Israel van ouds. En ons sien hoe dit vervul word in Christus, wat die kristologiese fase genoem word. As ons kyk na Matteus 2 vers 15, wat praat van toe Moses en Maria met die baba Jesus moes vlug na Egipte toe. So Jesus word uit Egipte geroep, sê die Ou Testament vir ons, en dit word ook hier genoem, sodat die skrif vervul kan word, dat sy seun uit Egipte geroep gaan wees. Net soos Israel. Jesus herleef die storie van sy volk, maar hy doen dit volmaak. Hy is die ware Israel, die een wat getrou bly aan die volk, waar die volk gefaal het. Dan die eklesiologiese fase. As ons kyk na Galasiërs 6 vers 16, sien ons daar die kerk word die Israel van God genoem. En dis gelowiges uit alle nasies. En hulle word almal dan deel van God se verbondsvolk. En dan die eskatologiese fase, wat ons sien in Openbaring 7 vers 4 tot 18 vers 14, dat die finale volk van God word voorgestel as die 144.000, simbolies gebaseer op die stamme van Israel, gereinig, getoets en staande in die eindtyd. Dieselfde met die uittog uit Egipte. Die kristologiese fase vind ons in Matteus 2 vers 9 tot 21, waar na die dood van Herodes Jesus terugkeer uit Egipte uit. 'n direkte parallel met Israel se bevryding uit slawerny. En dan die eklesiologiese fase, 2 Korintiërs 6 vers 17, sien ons die kerk word geroep as uit Egipte kom, die wêreld se invloed, sonde en onsuiverheid, dat die kerk geroep word om daaruit te beweeg. En dan die eskatologiese fase, Openbaring 18 vers 4, in die eindtyd roep God sy volk uit Babylon, die finale geestelike Egipte, voordat die oordeele kom. En dan die heiligdom, waar die kristologiese fase, ons vind dit in Johannes 1 vers 14, Johannes 2 vers 21, Matteus 26 vers 61. En hier word Jesus die ware tabernakel genoem. God wat onder ons woon. Sy liggaam is die tempel wat afgebreek en weer opgebou word. En dan die eklesiologiese fase, 1 Korintiërs 3 vers 16 tot 17 en 2 Korintiërs 6 vers 16, wat sê die kerk as geheel en individueel word die tempel van die Heilige Gees genoem. Die teenwoordigheid van God woon nou in sy mense. En dan die eskatologiese fase, Openbaring 3 vers 12, 11 vers 19, 21 vers 3 en ook 21 vers 22. In die nuwe aarde sal God self onder ons woon. Die hemelse tempel word geopenbaar en uiteindelik sal God alles en almal wees. God is die tempel. Geen simboliek meer nie, net die werklikheid. En hier sien ons weer die groot beginsels. Die Bybel het een outeur, die lewende God. En daarom vorm al hierdie dele 'n logiese eenheid. Van Genesis tot Openbaring loop daar 'n goue draad. Wanneer ons dus een teks verklaar, moet dit altyd in harmonie wees met die hele boodskap van die skrif. Maar wat doen ons wanneer 'n gedeelte eenvoudig nie vir ons sin maak nie? En ons almal kom soms by verse wat moeilik is, waar ons wonder, wat probeer die Here hier sê? In sulke tye doen ons wat gelowiges nog altyd gedoen het. Eerstens, ons bid vir leiding van die Heilige Gees, want dit is die Heilige Gees wat hierdie ingegee het. Dan, ons kyk na die groter konteks van die skrif. Wat sê die hele Bybel rondom hierdie onderwerp? Dan, ons vergelyk teks met teks.
en ons kyk wat die tekste self sê. En dan ons vertrou dat God se woord homself sal verklaar, net soos hy dit beloof het. Dalk verstaan ons dit nie onmiddellik nie, maar hoe meer ons die woord studeer, hoe duideliker sal daai onbekendes word. So, God se waarheid is betroubaar. En wanneer ons die Bybel met 'n oop hart en 'n nederige gees bestudeer, lei hy ons in die hele waarheid, soos die Bybel vir ons sê. Dinsdag 2 Desember. Joshua as 'n tipe. Wanneer ons hierdie week na tipologie kyk, raak iets besonders duidelik in die verhaal van Joshua. En dit is die opvallende ooreenkomste tussen sy lewe en die van Moses. Die vraag wat vandag se les vra is, hoekom is hierdie ooreenstemmings so belangrik? En watter betekenis dra dit vir ons geloof? As ons die Bybelgedeeltes lees, Eksodus 3, Joshua 1, Numeri 13, Joshua 2, Eksodus 3 vers 5 en Joshua 5 vers 15, sien ons 'n patroon wat jy nie kan miskyk nie. Dis asof God doelbewus die groot oomblikke in Moses se bediening weer ophaal. Hierdie keer in Joshua se lewe. Joshua word letterlik uitgeteken as 'n tweede Moses. Net soos Moses kry Joshua sy opdrag in 'n persoonlike ontmoeting met die Here. Onder albei se leierskap word Israel 'n naam wat gevrees word, wat vrees inboesem by die omliggende nasies. Moses lei die volk deur die Skelfsee. Joshua lei die nuwe geslag deur die Jordaan, albei op 'n wonderbaarlike manier. En dis nie al nie. Die besnydenis en die Pasga word onder albei weer sentraal. Die manne begin in Moses se tyd en stop in Joshua se tyd. Asof die Here sê, dis nou 'n nuwe seisoen. Beide word beveel om hulle skoene uit te trek, want hulle staan op heilige grond. En by albei mans word die uitgestrekte hand 'n teken van Israel se oorwinning. Moses gee die instruksies oor die grond en die vrystede. Joshua gaan voer dit uit. Moses gee 'n afskeidsrede. Joshua doen dieselfde. Beide lei die volk om hulle verbond met God te hernie. Nou, hoekom al hierdie patrone? Want Joshua is 'n tipe. Hy is 'n voorafskaduwee, of mens kan eintlik sê, hy is ook 'n antitipe, want Moses is die tipe en Joshua is die antitipe van Moses. Maar Moses en Joshua wys eintlik vooruit na iemand anderster. Dit maak Joshua dan 'n tipe. Hy is 'n voorafskadu. Hy wys vooruit na iemand anders, iemand groter. En wanneer ons dan Deuteronomium 18 lees, waar Moses sê dat God weer 'n profeet soos hy sal stuur, sien ons die lyn nog duideliker. Joshua vervul daardie profesie net gedeeltelik. Hy is 'n voorlopie vervulling, maar nie die volle prentjie nie. Die volledige antitipe, die een wat Moses se profesie in sy volheid sou vervul, is Jesus Christus self. Hy alleen het die Vader volkome geken. Hy alleen het die Vader ten volle geopenbaar. Sy woorde was die Vader se woorde. Soos Jesus gesê het, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Dis hoekom beide Moses en Joshua se lewens tipes word wat vooruitwys na Jesus, die ware leidsman, die ware voorbeeld, die ware Messias. So kom die vraag uiteindelik dan by ons uit. Hoeveel van my eie wandel met God draai werklik om Jesus? Want as hy die eindpunt is van al die tipes, is hy die volheid van die Ou Testament, wat die Ou Testament na wys, dan behoort hy die grondslag te wees van my hele lewe, my hele Christelike ervaring. Nie net deel daarvan nie, nie net een keer 'n week op die Sabbat nie, maar elke dag die hart daarvan. En dit is wat tipologie vir ons doen. Dit wys ons telkens terug na Jesus, na wie hy is, na wat hy vir ons gedoen het.
en na die sekerheid van sy redding. Woensdag 3 Desember, die ware Joshua, die antitype. Vandag se les neem ons bietjie dieper in hoe die Bybel vir ons wys dat Joshua nie net 'n sterk leier was wat Israel in Kanaan ingebring het nie, maar dat sy hele lewe eintlik 'n teken, 'n skaduwee, 'n tipe is van iemand veel groter, Jesus Christus self. Die geskiedenisboek Joshua vertel vir ons van werklike oorloë, werklike mure wat val en 'n werklike volk wat hulle erfgrond ontvang. Maar bietjie vir bietjie, soos ons deur die skrif lees, besef ons, dis nie net Israel se storie nie. Dit wys vooruit na die groot verlossingsplan van God. Dink net aan hoe die Oud-testamentiese skrywers dit later beskryf. Jesaja sê dat die Messias sal kom om verlate erfgrond weer 'n erfdeel te maak. Dis presies dieselfde taal wat in Joshua gebruik word. Net soos Joshua vir elke stam grond toewys, gee Jesus, die antitypiese Joshua, vir sy mense 'n geestelike erfdeel. Nie net grond nie, maar die sekerheid van verlossing, vergifnis en 'n plek in God se koninkryk. Nou, die Nuwe Testament maak hierdie verband nog duideliker. In Hebreërs 3 en hoofstuk 4 lees ons hoe die apostel wys dat Joshua wel 'n mate van rus gebring het, maar nie die volle ewige rus nie, want daardie rus, die ware rus vir die siel, kom net deur Christus. Let ook op die getal 40 patroon. Joshua betree Kanaan na 40 jaar in die woestyn. Jesus begin sy bediening na 40 dae in die woestyn. En na 40 dae met sy disippels na die opstanding begin hy sy hemelse bediening. Dis asof God vir ons sê, kyk mooi, die patroon herhaal, maar elke keer neem dit 'n groter en dieper betekenis aan. Selfs Jesus se doop is vol tipologie. Hy word in die Jordaan gedoop, dieselfde rivier waar Joshua die volk deurgelei het. Die evangelies haal Psalm 2 en Jesaja 42 aan, om te wys, hier staan nie net 'n nederige timmerman seun nie, maar God se seun, die opvolger van Moses en die vervulling van Joshua. En dan word Jesus uitgebeeld as die goddelike koningsman, of die goddelike krygsman. Nie met 'n swaard of 'n spies nie, maar deur gehoorsaamheid, deur liefde, deur sy kruisdood. Hy veg Jahwe se oorlog teen die magte van die boosheid, en hy wen daardie stryd vir ons. En dit bring ons by die groot vraag van vandag se les. Wat beteken dit dat ons kan rus in Christus? Die antwoord is mooi. Dit beteken dat jy nie hoef te wonder of God jou aanvaar nie. Jy hoef nie self die oorlog teen sonde te wen nie. Jesus het reeds geveg en geseëvier. Jou deel is om hom te vertrou, om in sy oorwinning te rus, soos 'n volk wat uiteindelik in hulle beloofde land gaan en sê, hier is ons tuis. Maar hoe weet ons, hy het namens ons geoorwin? Want die Bybel wys dit op soveel maniere. Die kruis, die opstanding, sy hemelse bediening, die Heilige Gees wat ons verander. Dit is nie maar net teorie nie, dis 'n werklikheid. 'n werklikheid waarin elke gelowige kan staan en elke dag beleef. So ek wil jou vandag uitnooi om jouself te vra, rus ek werklik in wat Christus vir my gedoen het? Of probeer ek nog self my eie oorwinnings behaal? Laat ek toe dat Jesus my Joshua is en die een wat die pad oopmaak, die een wat die vyand oorwin en die een wat my 'n erfdeel gee? As ons hierdie waarhede in ons lewens toepas, begin ons God se rus smaak. Nie eendag nie, op die nuwe aarde nie,
maar selfs alreeds nou, in ons daaglikse wandel met hom. Donderdag 4 Desember, Joshua en ons. Vandag se les kyk ons na 'n baie interessante deel van die tipologie rondom Joshua. Tot dusver het ons gesien hoe Joshua as 'n tipe van Christus optree. Maar vandag kyk ons, sien ons iets nog groter. Joshua wys nie net na Jesus nie. Hy wys ook na die kerk, die liggaam van Christus. Met ander woorde, sy lewe en werk is ook 'n skaduwee van wat ons as gelowiges geroep is om te doen. In die tyd van Joshua het Israel letterlik oorlog gevoer. Hulle moes fisies die land ingaan en vyande verdryf en hulle erfdeel inneem. Maar in die Nuwe Testament maak dit baie duidelik dat die kerk se stryd vandag is van 'n heel ander aard. Paulus sê vir Timoteus, veg die goeie stryd van die geloof. Hy self sê later, ek het die goeie stryd gestry. En dan waarsku hy in Efesiërs dat ons nie teen vlees en bloed veg nie, maar teen die geeste en die magte van die boosheid. Die wapens waarmee ons veg, sê hy, is nie vleeslik nie, maar geestelik. Die woord, die waarheid, geloof, geregtigheid, gebed. So, die parallel is duidelik. Net soos Israel destyds 'n vyand gehad het die kerk vandag ook een. Maar ons vyand is nie menslik nie. En ons oorwinning kom nie deur swaard en spies nie, maar deur geloof, gehoorsaamheid en die krag van die Heilige Gees. Tog sien ons ook 'n belangrike verskil. Terwyl Israel moes veg om die land in te neem, het ons reeds die belofte ontvang. Hebreërs sê dat ons kan rus in wat Jesus gedoen het. Maar ons is terselfdertyd in 'n voortdurende geestelike geveg. 'n Geveg teen sonde, versoeking, misleiding, alles van die vyand. Met ander woorde, ons rus in Christus, maar ons stryd teen alles wat ons daarvan wil beroof. Nou, kyk na die volgende stel teksverse. 1 Petrus 1 vers 4, Kolossense 3 vers 24, Openbaring 20 en Openbaring 21. En dit is so mooi, al hierdie verse wys na die eindtyd vervulling van Joshua se tipe rol, die wederkoms van Christus. Wanneer Jesus terugkom, dan neem die antitipe volkome vorm aan. Dis die oomblik wanneer die ware erfdeel gegee word, wanneer die ontvangs van die land, nie Kanaan nie, maar die nuwe aarde volledig word. En dis belangrik om te hoor. Joshua se lewe het in baie opsigte God se karakter gereflekteer. Sy leierskap, sy gehoorsaamheid, sy moed, sy verhouding, sy nabyheid aan God. Dit alles wys vooruit na Jesus. Maar dit wys ook vir ons hoe die kerk moet lyk. Want ons lewe na die koms van die Messias. Maar ons word steeds geroep om sy karakter te weerspieël. Paulus sê in 2 Korintiërs 3 vers 18 dat ons verander word deur die Here se heerlikheid te aanskou. Hoe meer ons kyk na Jesus se karakter, na sy optrede, hoe meer word dit deel van ons eie lewe. Dit is hoekom tyd in die woord en tyd in bepeinsing van Jesus se lewe so noodsaaklik is. Want ons word gevorm deur waarheen ons kyk, of waarna ons kyk. En dan kom die slotvraag van die les. Joshua vra die volk, hoe lank nog gaan julle sloer om die land in besit te neem, want wat die Here vir julle gegee het? En dis so 'n direkte, eerlike vraag. As Jesus die ware Joshua vandag hierdie vraag aan sy kerk sou rig, hoe sou dit klink? Ek dink dit sou so iets klink. Hoe lank gaan julle nog uitstel om die geestelike erfdeel in besit te neem, wat ek reeds vir julle gekoop het? Hoe lank gaan julle nog wag om my vrede, my krag, my oorwinning en my roeping volledig aan te gryp? Dis 'n uitnodiging en 'n uitdaging om op te staan, om in te gaan, om die geestelike volheid van Christus se gawes en sy oorwinning vir ons te omhels. Nie môre nie,
nie volgende jaar nie, maar vandag. En dit bring ons dan by Vrydag. Daar's 2 aanhalings uit Ellen G. White se geskrifte uit wat aangehaal word. Ek gaan nie dit lees nie. As jy nog nie die lesie het nie, kan jy op ons webtuiste gaan kyk. Dis daarso beskikbaar vir u om af te laai in PDF vorm. Gaan na ons webtuiste sabbatskoolles.weebly.com. Dis sabbatskoolles.weebly.com. Klik daarso op hierdie week se les en dan gaan u die hele kwartaal se lesse kan aflaai in PDF vorm. Maar wanneer ons hierdie 2 aanhalings uit Ellen G. White gaan lees, kry ons 'n baie sterk prentjie van 2 dinge. Eerstens, hoe maklik 'n mens godsdienstige forme kan verhef bo Christus self. Tweedens, hoe dringend die kerk vandag mense soos Joshua en Caleb nodig het. Gelowiges wat onverskronke is, gehoorsaam is en die roeping ernstig opneem om die Here se werk te doen en klaar te maak. Kom ons kyk dan nou na die week se vraag. En hier is 4 vrae waarna ons kyk. Die eerste vraag vra: hoe help Bybelse tipologie jou om die bediening wat Jesus ter wille van jou verrig beter te verstaan? Nou ons het reeds gekyk na 'n voorbeeld van 'n model. Wanneer 'n motor vervaardig word daar eers 'n klei model gebou. Wat wys hoe die werklike motor, die prototipe gaan lyk. Maar dit is nie die finale produk nie, dit het nie 'n motor nie. Dit is net 'n voorbeeld, dit is net 'n model. En dit voldoen nie in alles waarin die uiteindelike produk, die prototipe, gaan wees nie. En net so wys Joshua, Dawid, die offerandes, die priesterskap, die tabernakel, selfs die volk, vooruit na Jesus. As ek dus Joshua se lewe bestudeer, hoe hy die mense gelei het, hoe hy gehoorsaam was, hoe hy die volk in die land ingebring het, dan begin ek die bediening van Jesus beter te verstaan. Ek sien Jesus as die een wat my in die hemelse Kanaan inlei. Ek sien hom as die een wat die vyand oorwin het. Ek sien hom as die ware leier wat nooit val nie. En ek sien hom as die een wat my erfdeel verseker. Sien, tipologie maak Jesus se werk konkreet, tasbaar, prakties. Dit gee vir ons 'n prentjie om aan vas te hou, om Jesus se bediening beter te verstaan. Dan, vraag 2. In watter opsig is ons geestelike oorlogvoering soos die verowering van Kanaan? En in watter opsigte is dit anders? So kom ons kyk eers, hoe is dit dieselfde? Ons het ook 'n vyand. Is nou nie die Kanaanitiese nasies nie, maar dis sonde, die eie ek, die bose magte in die lig. Tweedens, daar is ook 'n land om in te neem, nou en hier, maar dis nie 'n fisiese grond nie. Dit is karaktergebiede, geloof, liefde, reinheid, volharding. Dan derdens, ons het ook leiding nodig. Soos Israel Joshua gehad het ons nou Jesus as ons hemelse leidsman. En daar is ook 'n stryd, 'n geestelike stryd. En dit vra moed, vasbyt en geloof. Kom ons kyk nou waar dit verskil. Ons veg nie met wapens, swaarde en gewere nie. Ons veg met die woord van God, gebed, geloof en krag van die Heilige Gees. Nog 'n plek waar dit verskil. Niemand moet vandag fisies besit neem van grond of mense oorwin nie. Ons roeping is geestelik, nie militêr nie. Wel, in 'n sekere sin, want ons word geroep as soldate van Christus. En die laaste ene, ons oorwinning is al reeds verseker deur Christus. Ons veg nie vir oorwinning nie, maar vanuit oorwinning. Kom ons kyk dan na vraag 3. Bepeins die slotvervulling van Joshua as 'n Bybelse tipe. Hoe gee dit mens ware hoop te midde van die daaglikse stryde wat ons stry? So Joshua se finale antitipe is die nuwe aarde. 'n Wêreld waar daar, soos Openbaring 21 sê, geen dood, geen pyn, geen trane, geen skeiding, geen stryd meer, geen moeite meer sal wees nie. Dit beteken die geestelike
oorlogvoering waarvan Paulus praat, het 'n einde. Dit beteken al die wonde wat ons hier opdoen, word daar genees. Dit beteken die kanse wat misluk het, die foute wat ons begaan het, die hartseer wat ons dra, alles kry 'n finale antwoord. Vir iemand wat vandag deur beproewing gaan, en dalk is dit jy, is dit die sterkste bron van hoop. Die stryd is nie die einde van die verhaal nie. Daar wag 'n Kanaan wat niemand kan wegvat nie. Elke traan wat vandag val, word daar afgedroog deur die hand van God self. Hy sê, ek sal elke traan afdroog. Dit is waarom 'n studie van Joshua jou geloof versterk. Want dit herinner my, dat die Here sy beloftes altyd vervul, tot op die letter. En dan vraag 4. Noem 'n paar praktiese maniere waarop jy kan toelaat dat Jesus sy karakter meer volledig in jou lewe weerspieël. En hier kan 'n mens baie lank praat, maar kom ons noem 'n paar praktiese, haalbare stappe. 1. Spandeer elke dag 'n oomblik waar jy net oor Jesus nadink. Selfs 5 minute waarin jy 'n evangelie lees, een van die evangelies, 'n hoofstuk lees. En dan bid, Here, vorm U my karakter. Laat U karakter in my 'n werklikheid word. En dan tweedens, reageer soos Jesus sou reageer, veral wanneer dit moeilik is. En dis nie maklik nie. Maar byvoorbeeld as iemand jou aanstoot gee, antwoord sag. En bid vir krag van die Here om dit te kan ontvang, om dit te kan doen. As jy verkeerd behandel word, bid vir die persoon wat jou verkeerd behandel. Wanneer jy versoek word, kies die pad van gehoorsaamheid. Derdens, kan ons mense dien wat niks vir ons kan teruggee nie. En dit maak ons karakter soos Jesus in. Hy het altyd die geringes raak gesien. Vierdens, wees eerlik oor jou stryd en vra vir die Gees se hulp. Jesus se karakter reflekteer nie omdat ons sterk is nie, maar omdat hy sterk is in ons. So dis nie ons nie, maar dit is sy krag in ons en deur ons. Vyftens, bestudeer die woord elke dag asof jy Jesus self daarin soek. Ons lees in 2 Korintiërs 3 vers 18, deur hom te aanskou word ons verander. En dis die uitdagings wat ek hierdie week aan julle bring, en ook aan myself. Baie, baie dankie vir elkeen van julle wat saam ingeskakel het, wat saam met die lesie studeer het. Dankie vir julle gebede, vir die duimsknoppies wat julle druk, die share knoppie wat julle druk, en vir julle bemoedigende boodskappe wat julle vir ons stuur op YouTube. Dit beteken regtig so baie vir ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir die groot eer en voorreg wat ons gehad het om hierdie week se les deur te gaan, saam te bespreek, met mekaar te deel. Weer eens het ons gesien, U getrouheid, U liefde en U sorg. Hoe U van die begin af, U liefde en U sorg vir ons, oor en oor herhaal het in die lewens van die Ou Testamentiese karakters, gebeure. Alles wat wys na Christus en ons verlossing, die ewige lewe. Dankie Hemelse Vader dat U vir ons so lief is. Mag ons alles wat ons dink, doen en sê, U naam verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.